gaan aan. Ons het begin met hierdie reeksie en hierdie reeksie het ons so 'n paar dinge geleer. Ons het geleer wat is my 4 pilare waaraan ek vashou in my lewe. Die heel belangrikste een is vrede. Het ek vrede oor dit wat my bedeel word of voor my kom? Die tweede een is Christus nog die sentrale punt? Is hy die een waaroor alles gaan? Dan het ons gepraat oor jou geloof die vorige keer, ons gaan vandag oor hom praat, en dan in die Pinksterweek gaan ons praat 'n bietjie van die vrug. En dit gaan nie 'n teologiese redenasie wees nie, is dit reg? Amen. Kyk nou, ons praat hulle. Is dit reg? Amen. Ag, prys die Here, iemand is by die kerk. Man, kom ons begin nou gou eers. En ons vra vir onsself, wat is die doel van prediking? Weet jy kry so baie wat mense na jou toe kom en sê hulle, kom eens, weet jy wat? Ons het so 'n bietjie nodig om hel en brimstone te preek. Weet jy, kom ons 'n bietjie om nog 'n bietjie die knoop stywer te draai. Geliefde, hoor vir my. Ek aanvaar dat wanneer jy in hierdie kerk is, verstaan jy hel en brimstone. Ek aanvaar dat wanneer jy in hierdie kerk is jy klaar wedergebore. Ek aanvaar dat wanneer jy in hierdie kerk is, ek met jou 'n pad gaan begin loop. En my hele doel van prediking is om 'n verandering binne in jou en my te bewerkstellig. Nou daardie verandering begin deur te konsentreer op die individu en die liggaam en daardeur die kerk op te bou. Nou, weet jy wat? Ons beklei 'n hele week lank. Daar buite is dit moeilik, dit is hard. Maar wanneer ons hier by mekaar kom, dan moet ons die vreugde van die familie geniet. Ons moet die sekuriteit van die familie geniet. Ons moet hier by mekaar kom, en hier word ons weer, soos die Engelsman sê, gesupercharged, né? Nou, hierdie prediking, 'n goeie pastorale prediking, het die doel om elke lid se geloof te laat groei, en om te bring dat hy meer en meer na die Bybelse standaard toe gaan. Is ons reg daarmee? Nou kyk nou hierdie mooi groot einde. Hy sê koöperatief bou sulke prediking die kerk op as 'n liggaam in die verhouding van die dele tot geheel en die geheel tot God en die wêreld. Maar in ander woorde, wat probeer hy sê? Ek probeer vir jou sê dat in hierdie kerk het jy ingekom om ietsie te doen. Jy het nie net ingekom om 'n aardappeltjie te wees. Dis nou daar onder die sitplek maak ons die vrug nie. Ons het eintlik gekom om gelaai te word, sodat ons uit kan gaan en die kerk na buite vat. Weet jy, dit gebeur so baie dat ons Jesus net mooi binne in die kerk los. En ons vat hom nie huis toe nie. Nou vandag se tema oor geloof, wil ek met jou hierdie ding 'n bietjie bespreek. Weet jy, ons lees die Bybel en ons lees hom, maar ons hoor nie wat hy vir ons in die erns daarvan sê nie. Wie van julle wil graag 'n bedelaar word daar op die straat? Niemand. Ek wil net seker maak ek praat met die regte groep. So is dit met die regte groep wat ek praat. Die een van ons wil 'n bedelaar word in 'n ewigheid nie. Kom eens, wat is die ewigheid? Weet jy, ek en jy gaan sterf. En as die Here Jesus kom met wegraping, want ons is 7 jaar bruilof, ons is 7 jaar groot verdrukking. Dan het ons die tweede koms, die slag van Armageddon. Satan word vasgebind vir 1000 jaar. En dan het ons 1000 jaar van vrederyk. En nou hoor mooi wat ek vandag vir jou vra. Die waardesysteem wat jy nou het, gaan dit jou 1000 jaar hou. Hierdie geloof, hierdie wat die Here my bedeel, hierdie goed wat ek gebruik vir boustene elke dag, gaan dit 1000 jaar hou. Ek sukkel myself. Ek struikel elke dag. Ja, Satan is vasgebind. Maar lees wat hy sê, en hy word weer losgelaat. En baie gaan voor die wit troon gaan. So ek wil jou regtig vandag vra, hoe lyk jou geestelike lewe? Want jy weet, jy kan nie bekostig om net dit te maak nie. En dis wat Paulus vir ons sê. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 13, vers 14 en 15. Dan verduidelik hy vir ons hierdie ding. Hy sê, weet jy, jou werk gaan getoets word met vuur. As dit staan, sal jy beloning kry.
Wat is dit wat ons elke dag doen? Weet jy, ons skryf toetse, ons word beproef. Wat is COVID? COVID is besig om sy kerk te suiwer. COVID is besig om ware gelowige van prosperity uit mekaar te haal. Want waar is die prosperity predikers? Waar is die predikers wat sê, kom ons maak hierdie tyd vol, en ek gaan vir julle bid en julle is genees. Waar is hulle? Hulle is nie meer daar nie. Kan jy sien wat die Here besig is om te doen? Ek wil jou vandag sê, die Here is besig om sy bruid voor te berei. En ek vra vir jou, is jy aan boord, of wil jy daar een kant staan en sê, Here, as ek net my lewe maak, is dit reg. Ek het slegte nuus vir jou. As 1000 jaar wat jy 'n bedelaar gewees. As 1000 jaar wat jy arm in 'n ewigheid gaan inloop. Nou wil ek vir jou sê, nou moet jy jou gedagtes so saam met my bietjie draai. Want ons wil nou praat van geloof. Geloof is presies soos liefde. Hoe meet ek geloof? Hoe bepaal ek geloof? Want dit is die groot vraag. Jy weet, Kobus, dis nou reg, jy sê vir ons kan bedelaars wees, maar hoe gaan ek keer dat ek nie 'n bedelaar wees nie? Hoe gaan ek keer dat ek dit nie gaan maak nie? Ek het so 'n dingetjie hierop, wat ek nou vir jou gaan speel, en dan gaan ons bietjie praat, is dit reg? Ek wil nie preek vir so 3 minute, is dit reg? Ek ons praat nou, is dit reg? Ag, prys die Here, iemand is wakker, kyk gou. Important for them to raise that, or is it a done deal by the country, Emmanuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Okay, daar is die man weg. Nou praat nog gou 'n bietjie met my. Het julle iets geleer van geloof? Ek het nie een vandag as in hierdie stoel omdraai en sê, is 120 kilogram. Ek het nie een ou, dat is in hierdie ou het ook die fout gemaak. En hy het net gaan sit, en daai waarskuwing het gekom, het jy hom gehoor? Hy het gesê, klik. En toe draai hy sy post nou in steede van op die sitplek bly. En die volgende oomblik toe is die sitplek weg. Weet jy, dis presies wat met my en jou gaan gebeur. Hoor wat ek vandag vir jou probeer sê. Want wanneer ons in hierdie toetse kom, dan hoor ons klik. Ons hoor klik. En ons sê dit is oké. Dis nie oké nie. Geliefde, hy gaan op 'n dag kom en jy gaan alles gaan om jou in mekaar val. Weet jy, ek het so in die konsep van algemene geloof, dan wil ek intree. Jy sien, nie een van ons het hierdie stoel kom kyk nie. Want in geloof het ons stene gebou. In geloof weet ons, hierdie stoel het dit nou al vir 'n jaar gemaak met my. Man, sommige van ons val hom al so lekker in die stoel, net vir my te gaan sit, want hy kan dit hanteer. Weet jy, en dis wat ek vir jou wil leer. Ons moet so oppas met watse stene gaan ons hierdie geloof bou. Nou weet ek, nou Hebreërs verduidelik vir ons, en dis die definisie van geloof. Nou hierdie definisie van geloof kom en sê vir ons, dis 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, en daarom 'n bewys daarvan. Wat probeer hy vir my sê? Hy probeer vir my sê, die geloof waarin ek vashou, gaan my verander. Waar verander hy my eerste? In my denke, dan in my hart. Weet jy, as hier iemand van die Rooms-Katolieke kerk inkom, hoe gaan hy maak? Jy ken mos nou. Hy doen al hierdie snaakse goede. En as hy 'n Hindoe inkom, hoe gaan ons hom herken? Hy het mos 'n oogie. Hy het 'n oogie hierso wat hy nou sê, ek het 3 oogies, ek kan in die onbekende sien. Of die 3de oog, dis wat hy eintlik vir ons probeer sien. En as 'n Boeddhis inkom, hy kom met soos 'n monk in. So kan jy sien wat doen geloof aan die mens. En nou vra ek vir jou, hoe ken die wêreld 'n Christen? Wat het in jou lewe verander, sodat die wêreld sê, daar loop 'n kind van die Here? Wat het in jou lewe verander, dat my Vader in die hemel kan afkyk en sê, dis 'n kind in wie ek welbehaag het? Jy sien, dis die uitdaging. Ons wil almal sê ons verstaan geloof,
wat doen ek en jy met die maat van geloof ontvang? Want elke een van ons het 'n geloof ontvang. Of ek 'n ateïs is, dan glo ek in die wetenskap, of ek glo in Darwin-teologie. Maar as ek 'n Christen is, glo ek in die Bybel en in die hele Bybel, en ek omhels die hele waarheid van die Bybel. Dit is wat ek en jy teen moet waak, want jy sien net die volgende een. Dan verander ons hierdie teks en ons verstaan wat is ongeloof. Ongeloof, dan sê die Bybel vir my is 'n verwagting in dit wat ek vrees, en daarom 'n bewys daarvan. Wat is angs? Waar kom hy vandaan? Kom het van die Here af. Jy sien, hierdie man som het vir my soveel mooier op, Paul Valerie. Hy sê vir my en vir jou, weet jy wat is die geneigtheid van die mens? Ons hoop vaag weg, maar ons vrees in detail, in fyn besonderhede. Jy sien, dis reg, hier is COVID is op pad. Dit is reg, ek is nie bestand teen hom nie. As hy my gaan looi, gaan hy my looi. As my liggaam, hierdie innerlike liggaam nie meer kan beklei nie, dan gaan ek dit verloor. Maar hier is my vraag, waarheen gaan ek? Gaan ek nou konsentreer op die hoop, of gaan ek konsentreer op my vrees in fyn besonderhede? Nou hoor vir my, ek wil nou nie eens met jy uitloop en ons moet arrogant wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek wil hê jy moet jy uitloop en jy moet jou fokus terugbring. Hy sê, Here, u koms is waarlik op hande. Here, u koms is so naby. Help my om nie 'n bedelaar in die ewigheid te gaan nie. Help my sodat ek hier kan deurkom. Want jy sien, ongeloof het 'n prys. Want in hierdie ongeloof kom die vader van die geloof, Abraham, en sy vrou. En hulle sê, weet jy, hierdie beloftes van die Here gaan nie meer gebeur nie. En dan is hy Ismael gebore. 'n Ismael wat 14 jaar plus oud was. Ek wil hê, dink nou 'n bietjie mooi. Moenie net sê dit staan in die Bybel nie. Sê dit so 'n bietjie in jou lewe. Ek het 'n seun, my enigste seun. Ek spandeer tyd met hom, asof hy my eie egte seun is, asof hy my alles is, asof hy my erfgenaam is. Ek leer hom al hierdie mooi goed, ek leer hom liedjies sing. Ek sit in die aande by hom. Dit is wonderlik as hierdie kind na my toe kom en ons kan net so 'n bietjie gesels. Maar dit was nie 'n wil met die Here nie. En dan kom die boodskap die dag, jy moet hom wegstuur. Hoe dink jy het hierdie vader hart gevoel? Hoe dink jy het Abraham gevoel? Dink jy, hy het sommer net vir hom gesê, loop. Hy moet hulle in 'n woestyn instuur, geliefdes. En in hierdie woestyn weet hy nie wat van hulle gaan gebeur nie. Ek weet nie of hy weer sy kind gesien het nie. Hy het hierdie pyn elke dag gedra. En hy moes dit oorkom om die vader van die geloof te word. Jy sien, ek en jy, ons dra partykeer goede hier in ons binnekant. Hierdie goede in ons binnekant wat ons krap. Hierdie goede in die binnekant wat ons nie die sny wil maak nie. Want ons het in ongeloof opgetree. Hoor gou vir my geliefde, weet jy wat sê sonde? Sonde sê nooit vir my wat dit my gaan kos nie. Hy sê nooit hoeveel gaan hy seermaak nie. Hy sê nooit hoeveel van my lewe gaan hy vernietig nie. Hy sê nooit hoeveel van ander lewens gaan hy vernietig nie. En hy kom altyd lekker voor. Hy kom na die ideaal voor. Geliefdes, en dit is wat ek vandag vir jou meer as ooit wil sê. Jy moet hierdie goed een kant skuif, en dan kan jy kyk na geloof. Want anders is ek besig om aan ongeloof detail te gee, en ek mis die waarheid van geloof. Is ons reg? Julle raak so stil, ek trap niemand uit nie hoor. Nou praat ons van 'n Christelike gelowige. Ons het nou een tree verder gegaan. Elkeen van ons het 'n maat van geloof ontvang, en ek gaan hom toepas die kant toe, of ek pas hom toe na ongeloof toe, of ek draai hom terug na Christus toe. En hier is 'n eenvoudige resep van 'n gelowige. Hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Nou moet ons gou 'n bietjie stil staan. Wat sê die prosperity ouens? Hulle sê, nou nader jy na God toe, en jy soek nie nou 'n Mercedes nie, jy soek 'n rooi, en dit moet 'n 3 liter wees, en hy kom saam met 'n blonde kop, nee, is ek reg? Dis mos wat hulle vir ons sê.
Hulle sê, weet jy, hier, jy is magtig, jy is 'n klein letter God. Jy kan soos God wees. Dis nie wat hierdie teksie vir ons sê nie. Hierdie teksie sê vir ons, weet jy, as jy na God toe kom, en ek het hierdie maat van geloof gevat, weet dat God is 'n beloner, hy gaan na my toe kom. Ek gaan 'n verhouding met hom bou. En weet jy, in hierdie verhouding, is dit wat met Abraham gebeur. Hy sê, hierdie moet uit. Hierdie dinge moet uit jou lewe uit. En 'n dag sê ek vir my vrou, ek is siek. En sy sê, Jenny, en ek sê, ja, kyk jy so. En sy definieer hom so, jou siekte noem ons vraatsig. So, hoe moet ek nou voel? Jy sê, nou moet ek deel hiermee, want dis die Heilige Gees in my vrou, het ek 'n probleem, waarna ek moet werk. Ek is siek, verstaan julle dit? Julle moet my help daarmee. Nou jy sien, ek kan nou agter hierdie naam wegkruip. Of ek kan na die Here toe gaan en sê, Here, weet wat, dis nie 'n siekte nie, dit is 'n mental probleem. Dan moet ek kom, moenie so vir Louis kyk nie. Ek is nou selfbewus, Louis gaan nou uit. Maar weet jy wat ek vir jou sê is, ek moet nou eienaarskap neem van dit. En in my maat van geloof, moet ek hierdie probleem oorkom. Dis reg, Paul. Ja, oké. Nou God van ons geloof. Nou ek wil jou 'n bietjie vertel van hierdie God van geloof. Hy's amazing. Nou hier is die Rooi See en hierdie ouens trek ons nou deur. En hulle so juig deur. Dit is 16 kilometers die afstand. Maar hier kom hierdie ouens met die waans in. En hulle jaag hulle agterna. En hulle kom op 'n punt wat hulle sê, Here, ons is nou deur hierdie miracle. Ons is deur die Rooi See, maar hier is hierdie mense. Hulle gaan ons vernietig. Weet jy, in ons vertaling staan daar, omdat hy dit nou gedoen, so 'n mislike ding, oké. In ons vertaling staan daar, en die wiele het vasgeval. Maar weet jy, die oorspronklike ding sê dit, en die wiele het afgeval. So daar's 'n verskil. En hier gryp die Here in, hier op die punt wat hulle dink, ons het alles verloor. Hier gryp die Here in. Ek wil jou iets leer van geloof uit die verhaal uit. Weet jy hoe weet jy wanneer God ingryp? Is wanneer ek aan die einde van my wysheid kom. Wanneer ek aan die einde van my krag kom. En dan kom hy, en dan breek hy deur. Dis hoe ek weet wanneer God deurbreek. Dit is die bakstene van geloof waarop ek en jy bou. Weet jy, elke een van ons het 'n Rooi See. Elke een van ons het daai wow oomblik wat die Here so net betyds vir ons deurgebreek het. Nou wil ek so 'n bietjie vir jou skryf. Hierdie hele geloof, hierdie geskenk van geloof is waarmee jy die wêreld groet en waarmee jy die ewigheid gaan begroet. En wanneer ons in die aangesig van die dood begin, dan vra ons vir onsself baie, wat is die doel van 'n sterftesbed? Hoeveel van julle was al by 'n sterftesbed? Hoeveel het al sterftesbegeleiding gedoen? Dan vra ek vir myself, Here, hoe lyk my dag? Want hy kom. Geliefde, hoor vir my, jou dag kom so seker as wat ek hier staan. Dan vra ek vir myself, Here, hoe lyk my dag? Gaan my dag 'n getuienis wees? Of gaan ek tou opgooi? Here, my dag, wanneer ek hierdie geveg moet veg, sal my kinders kan wegloop en sê, my pa het vasgehou aan die geloof. Gaan hulle sê, my pa het verloor. Hy sê, ek weet nie wat is my einde nie, maar een ding weet ek, hy kom. En hierdie geloof wat jy in jou lewe opbou, is die geloof waarmee ek en jy gaan oorloop. En dis waar ons grootste uitdaging, jou grootste geloof toets, kom in hierdie dag daarso. Jy sien, dit is wat die teksie vir ons daar sê. Hy sê, en baie Jode het gekom, en baie het getroos. Want die twee dames het twee aksies gedoen. Heel eerste, kom Jesus, en hy sê vir sy disippels daar, vroeg in Johannes 11, ons moet na Lazarus toe gaan, hy slaap. En hy sê, ag maar as hy slaap, as hy wakker word. Nee, sê hy is eintlik dood. Ons moet na Lazarus toe gaan. En dan kom hy met hierdie kosbare woorde, en hy sê, ons moet soontoe gaan, dat julle sal glo. Thomas sê, laat ons tog saam met die meester gaan, en saam met hom gaan sterf. Want jy sien, hulle verwag,
dat hierdie Jode gaat hom nou, hy het hulle 'n bietjie opgewen, hè? Hy het mos nou die tempel begin skoonmaak en alles. Hy het nou verwag, dat hierdie Jode gaan Jesus vermoor, want hy is nie gelief waartoe hy gaan nie. Nou is my vraag vir jou vandag, jy is 'n disipel, jou maat van geloof wat jy buitentoe dra, hoe ervaar die wêreld dit? Is hulle so 'n bietjie daar op die punt uit om jou 'n bietjie flou te maak? Is hulle daar uit om jou getuienis van jou te roof? Jy weet, en dan het jy hierdie groep wat om die graf kom en sê, weet jy, dis oor, dis klaar. Berus jou daarin en kom ons troos jou. Jy sien, jy kan in die lewe in 'n uitdaging ingaan en jy kan jou troos met mooi woorde. Jy kan jou troos met mooi gedagtes. Maar my vraag is, kan jy jou troos dat ek staan op die rots van die lewe? Kan jy vandag sê, wanneer ek hier uitgaan, maak nie saak wat my gebeur nie, ek het wat ek vashou. Matilda het so mooi gesê, geliefdes, ons het net hierdie oomblik om vol te maak. As jy COVID het, kan ek nie by jou kom nie. Ek kan nie jou sterftesbegeleiding jou kom help nie. Jy's alleen. Daarom moet jy nou meer as ooit hierdie vraag vra. Is ek getroos met die waarheid? Of word ek getroos met die stem van die wêreld daar buite? Maar kom die volgende gedeelte, en daar's 'n Martha. 'n Martha wat hoor, daar's 'n Jesus. En sy maak die regte besluit, sy hardloop. En sy hardloop na Jesus toe, en sy val voor sy voete neer, en sy sê, Meester, as jy hier was, het my broer nie gesterf nie. En daai verlede tyd is iets wat so bietjie binne my hart draai. Weet jy, as jy oorloop in die ewigheid, en jy kom in die ewigheid en jy sê, het ek maar net in Jesus geglo. En was hy maar net daar vir my, dan het ek het gemaak. Weet jy, ek wil jou sê, die hel is iets vreesliks. Maar weet jy wat jy grootste oordeel van die hel? Is wanneer jy daar is en jou kinders arriveer, en jou vrou arriveer, en jy moet met daai gewete saamleef. En sê, dit was ek. Ek was die hoof van die huis. Ek was die pastoor van die gemeente. Kyk hoe's my gemeente waar hulle nie hoort nie. En dis vir my harde woorde om te kan hoor dat Martha sê, was u maar net daar, dan sou hy dit gemaak het. Maria kom, en toe Jesus by haar kom, sê sy, Here, was u ook maar net hier. Hulle is almal in die verlede tyd, al twee van hulle eko so mekaar, was u maar net hier gewees. Weet jy, geliefde, jy het nou die geleentheid meer as ooit om vas te hou en te sê, Here, ek het nodig om saam hier deur te loop. Ek het nodig vandag om soos daai groep te wees wat die klip gaan wegrol. En sê, maak nie saak hoe dit stink hier binne in die Here. Here, spreek die woord, laat lewe hier uitkom. Jy sien, want as ek en jy nie hier die woord van lewe binne ons gaan inbring nie, dan gaan ons hier die wedloop gaan ons verloor. Op hierdie kosbare oomblik van die begrafnis, kry ons twee beloftes. Twee beloftes wat die Here vir ons wil mee seën wanneer ons praat van geloof. Twee ankers waar ons vashou van geloof. Die heel eerste een is, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jy weet, dis iets wat ek en jy moet vashou. Dit is wat die Here Jesus vir Martha sê. En hy sê, dit is waar, dit is reg, dit is so. Nou kom die tweede een en hy sê, hy wat dit maak, hy wat hier deurgaan, sal ook die heerlikheid van God sien. En nou vra ek jou geliefde, wanneer ons hier uitloop, wat is jou verwagting? Waarmee loop ek en jy hier uit? Loop ons uit met Maandag en sy battles? Of wil ons nie vandag 'n bietjie hier uitloop en sê, ek het 'n bietjie nodig om stil te raak. Ek het 'n bietjie nodig om 'n klip of iets weg te rol, sodat die Here kan lewe spreek op dit wat vrot is, dit wat dood is in my lewe. Sodat wanneer die dag kom, en ek my maat van geloof voor hom bring, dat hy vir my gesê, wel gedaan. Want hy gaan hom toets met vuur. Ek wil nie net my lewe daardeur vat nie, ek wil baie geskenke vat. Mag my geskenke aan my kinders wees en my vrou. Wat is jou droom as jy voor die Here gaan staan? Want ons gaan.
Wat is jou droom van wanneer jy oorloop? Waaraan hou jy vas in jou beginsel van geloof? Amen. Kom ons sluit so die oë. So met elke oog gesluit is daar enige een wat vandag 'n behoefte het en sê, Kobus, bid vir my. Bid vir my dat daar lewe inkom. Dankie, ek sien die hande, laat sak hulle so, laat sak. Die Here is vir ons goed en ons kan hom net die loof en die eer daarvoor gee. Vader, in die grootheid en die guns, Vader, het U hierdie woord in my hart voorberei. Vader, ek het hom afgelewer, net soos wat U verlang. Vader, hierdie woord is 'n dooie woord, as hy sonder die Heilige Gees binne in die hart kom lê. Vader, my gebed is veranderde lewens, Vader, nie om AGS Bethesda groot te maak nie, maar om die koninkryk vol te maak, om die hekke van hel af te breek en mense daar uit te gaan, uitruk in die liefde van die Here. Vader, my gebed is dat U elke een se maat van geloof in sy innerlike wese op die oomblik sal toets, sodat hy waarlik sal weet, waar het ek nodig om werk te maak. Vader, nie een van ons kan 'n Ismael bekostig nie. Nie een van ons kan op 'n punt kom wat ons sê, Here, U beloftes van die wederkoms is laat. Ons gaan ons eie beloftes kom opmaak. Ons gaan ons eie beloftes kom omhels nie. Vader, ons kom en ons verklaar ons diepe afhanklikheid opnuut van die woord van waarheid, wat binne in ons kom lê. Ons verklaar opnuut, Vader, dat ons is elkeen 'n ambassadeur. Ons is 'n kind van die Allerhoogste. Here, maak dit vir ons moontlik om na die wêreld te loop as 'n kind van die Allerhoogste. Want Vader, die dag as ek sê ek is 'n Christen, is die eer op die spel. En Vader, my vraag is, maak ek U elke dag smile? Vader, wanneer U afkyk op dit wat ek doen, het U welbehaag daarin. Here, kom praat met ons as gemeente, praat met ons as individu, sodat ons hierdie saak kan uitmaak, terwyl die tyd nog daar is. Vader, help ons om groei te kry in ons maat van geloof. Vader, ek wil hierdie gemeente voor U kom neerlê, met die wete, dat 'n woord wat uitgaan, sal nooit leeg terugkom nie. Daarom vra ek, Vader, wees U die naprediker, wees U die een wat hulle heel maak en U die een wat hulle optel. Kom verheerlik U naam in elke een van hulle lewens. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.